Goeiedag, ons is by die tweede episode en daarom ook Spreuke hoofstuk 2. Die waarde van wysheid, die pad van leiers wat soek, luister en leef. Nou Spreuke 2 roep ons om iets te doen wat min mense vandag nog ernstig opneem. En dit is om na wysheid te soek. Nie om dit vinnig af te laai van die internet nie om dit te leen by 'n motiveringspreker nie, maar om dit te soek soos 'n skat. Om dit te soek in God self. Hierdie hoofstuk bou voort op Spreuke 1, waar ons geleer het dat die vrees van die Here die begin van kennis is. Spreuke 2 wys nou vir ons hoe 'n mens daardie wysheid vind, wat die belonings daarvan is en waarteen dit jou beskerm. Ons kyk na Spreuke 2 verse 1 tot 5. Die soeke na wysheid, die hart van 'n leier. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, as jy wysheid soek soos silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy verstaan wat die vrees van die Here is en die kennis van God vind. Salomo begin met 'n reeks as-stellings. As jy luister, as jy soek, as jy roep, dan sal jy vind. Dit wys dat wysheid nie outomaties is nie. Dit vra toewyding, dissipline en 'n honger na die Here se stem. Wysheid is nie iets wat ons ontvang deur ouderdom nie, maar deur ywer. Wysheid moet gesoek word soos 'n skat. Ware kennis is God se gawe aan die wat ernstig soek. Die vrees van die Here is beide die begin en die eindbestemming van wysheid. Ons sien in Job 28, 12 tot 28, wysheid kan nie gekoop word nie. Dit lê in ontzag vir God. So ook in Jakobus 1 vers 5. As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. 'n Leier wat nie self na wysheid soek nie, kan dit ook nie vir ander gee nie. Ons moet meer tyd in die woord en in gebed spandeer as in vergaderings. Die ware geestelike leierskap groei uit 'n leier en uit 'n lewe wat die skat van God se wysheid ontdek het. Wanneer ons kyk na Spreuke 2 verse 6 tot 11, dan sien ons dis die beloning van wysheid, die beskerming van God. Hy sê, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Hy bewaar vir die opregtes hulp. Wysheid sal in jou hart ingaan en kennis sal vir jou aangenaam wees. Hier beweeg Salomo van die voorwaardes na die belonings. Wysheid is 'n goddelike geskenk. Dit kom uit sy mond. Dit wil sê dit word aan ons gegee deur sy woord. En soos wat ek dit sien, is daar 3 gawes wat vloei uit hierdie wysheid. Verstand, die vermoë om reg en verkeerd te onderskei. Regverdigheid, die vermoë om reg op te tree. En beskerming, die vermoë om staande te bly teen kwaad en versoekings. En as leiers moet ons onthou, wysheid is die Here se beskermende skild teen morele en leerstellige misleiding. Wysheid hou jou hart rein, jou oordeel gesond en jou bediening suiwer. Wanneer ons as leiers in God se wysheid wandel, lei hy ons in regverdigheid en hy bewaar ons gemeentes van dwaallering en van korrupsie. Spreuke 2 vers 6 sê dit, want die Here gee wysheid. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet, dat ek reg kan loop. Wanneer ons kyk na Spreuke 2 verse 12 tot 22, gaan dit as volg. Om jou te red van die pad van die verkeerde, van die man wat verkeerde dinge spreek, om jou te red van die vreemde vrou, want die opregte sal woon in die land, waar die goddeloses sal uitgeroei word. Dit spreek van die beskerming van wysheid en die lewe van geregtigheid. Hier wys Salomo dat wysheid nie net teoreties is nie. Dit beskerm ons aktief teen gevaar,
teen slegte mense, wat met valse woorde kom om te mislei, teen immorele versoekings, wat die hart soms wegvoer, ook geestelike immoraliteit en afdwaling, die vrou wat die verbond van haar God vergeet. Wysheid gee onderskeidingsvermoë. Dit help ons om te sien wat reg en wat verkeerd is. Selfs wanneer dit bedek is onder mooi klanke en woorde of aantreklike geleenthede. Die gevolg van hierdie wysheid is, die regverdige bly in die land. Dit beteken stabiliteit, seën en vrugbaarheid. Die goddelose word uitgeroei. Dwaasheid lei tot selfvernietiging. So wat is vir leiers belangrik? Laat wysheid jou beskerm teen verkeerde vriende, manipuleerders en immorele valstrikke. Wees getrou in die pad van geregtigheid, al lyk dit moeiliker of stadiger. Onthou, wysheid hou jou bediening suiwer en jou karakter onbesmet. Spreuke 2 leer ons dat wysheid nie toevallig kom nie. Dit verg soek, luister en leef. Soek wysheid so silwer. Ontvang wysheid as God se beskerming. En leef in wysheid sodat jy in die land kan bly. My gebed is dat ons sal bekend staan as mense wat nie praat uit eie kundigheid nie, maar uit die wysheid wat uit die mond van God kom. Wysheid wat ons in die eerste plek in sy woord leer. Mag dit vir elkeen so wees. Amen.